Dit is vandag maandag 17 Maart, baie welkom by ons luistermeditasie in die lydenstyd. Ons lees vandag saam uit Lukas 13, vers 31 tot 35 en ons lees uit die 1983 vertaling. Kom saam met my tot rus as ek vir ons die eerste 2 lydenskerse doodblaas. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan? Met jaar-oud kalwers? Mens, die Here het aan jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied. Dat jy liefde en trou sal bewys. Dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Amen. Ek gaan vir ons die teks lees uit Lukas 13 en ek wil jou nooi om die teks dan op jou hart te laat gaan lê. Dalk is daar 'n woord of 'n sinsnede wat by jou vassteek. Dalk kom daar 'n emosie by jou op, gedagte of 'n vraag. Dan nooi ek jou om dit in die stilte vas te hou. Lukas 13 vers 31. Op daai selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê: "U moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak." Maar hy sê vir hulle: "Gaan sê julle vir daardie jakkals: Kyk, vandag en môre dryf ek nog duiwels uit en maak ek mense gesond, maar op die 3de dag sal ek my werk klaarmaak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou en jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke. Maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat, maar ek sê vir julle sal my sekerlik nie sien nie, totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep: Loof hom wat in die naam van die Here kom. Vir Jesus om so skerp te reageer, moes hy duidelik ontsteld gewees het oor die sisteem van die dag en die blindheid van sy eie mense.
Ek nooi jou om die teks weer 'n keer te ontvang en dit oor jou eie storie te laat skuif en die storie van ons gemeenskap, van ons land en die wêreld. Daar waar ons onsself nou bevind. En laat toe om iets van die heilige woede, die heilige kwaad wat Jesus ervaar, ook oor jou kom as jy die teks hoor. Op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê, "U moet pad gee na 'n ander plek toe gaan want Herodes wil u doodmaak." Maar hy sê vir hulle, "Gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog duiwels uit en maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaarmaak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom." Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, nou word julle stad aan julle self oorgelaat, maar ek sê vir julle, julle sal my sekerlik nie sien totdat die dag kom wanneer julle sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Bid saam met my hierdie gedig of gebed van Emmy Bedeker, die trane van alles. Kom laat ons huil oor die verlatenheid, verslaandheid in Gaza. Kom laat ons huil oor 'n diktator in Amerika. Kom laat ons huil oor die stank van bloed en hongersnood in Afrika. Kom laat ons huil oor 'n ma wat 'n kind verkoop. Kom laat ons huil oor die aarde se verval onder Homo sapiens. Huil sodat die trane jou hart kan heel en jou hande oopmaak. Amen.